Dis min genoeg wat dit gebeur, maar is altyd baie spesiaal en baie lekker. Ek het bietjie hier in Kempton kom kuier by my goeie vriend Stefan Joubert en jy kry altyd die lekkerste en die heel beste koffie hier, soos by my in Pretoria, 2 koffiesnops soos ons hier staan, maar baie welkom by hierdie Ritme Digitaal. So van koffie gepraat en Johan Smit gepraat, wat 'n voorreg om bediening saam met Johan te doen, boesemvriend, strydgenoot in die evangelie. Dankie dat jy ook deel is van 'n bediening wat oor jare kom en dankie Johan dat ons dit met integriteit en met die Here se liefde en guns kan doen. En dan, dankie vir elkeen van julle se terugvoer wat ons kry. Hier staan 2 gewone mense wat deur jou terugvoer geïnspireer word, gemotiveer word. So baie dankie daarvoor. En dankie ook dat jy ons help om hierdie digitale boodskappe te versprei aan vriende en familie, dat die woord van die Here lewens kan aanraak. En al gesels ons nou sommer in ligter trant, die woord het gewig. Hoor en geniet die gewig van die woord ook vandag by Ritme Digitaal. Goeiedag en baie welkom nog by Ritme Digitaal. Dit is my 'n voorreg om die volgende paar minute saam met julle te gesels. Ons leef in 'n wêreld van rye, van orde. Wie eerste daar is, word natuurlik eerste gehelp. Van kleins af leer ons dit, staan in 'n ry by 'n winkel, by die bank, waar ook al, jy wag jou beurt, jy staan jou plek vol, maak seker niemand druk in nie, so dat beleef hoe dit gebeur, as iemand indruk, dan kom jy en is jou beurt, dan word jy bedien. Maar nou is die moeilikheid, ek kom agter, miskien resoneer jy daarmee, dat ons ongelukkig in ons geloofslewe ook begin dink dit werk soos 'n ry. Of ons het dalk begin dink dat God se koninkryk, of dalk hoe God seën, God se genade werk soos 'n ry. Ek glo al lankal, ek bid en ek opoffer op, God behoort nou mos eerste raak te sien. Maar nou sien iemand anders raak en seën hom bo my. My lewe behoort mos beter uit te werk, want ek is al langer meer gehoorsaam, dalk nog dieper gelowig ook as ek die woorde gebruik. Miskien sê ons dit nie hardop nie, maar ons het daai jaloerse hart, as ek dit so kan stel. Dan begin ons dalk miskien onbewuslik glo dat God se goedheid werk volgens wie eerste is in 'n ry. Daar's plekke in 'n ry en God se goedheid en ook sy beperkte hoeveelheid goedheid gaan net uit na die ek hoeveelheid mense wat eerste bedien kan word. Dan is dit op en dan is daar nie meer genoeg vir ons nie. Miskien dik ek die gelykenis of die voorbeeld dalk nou 'n bietjie aan, maar ek dink tog ons almal kan bietjie resoneer met dit. Nou een gedeelte, gelykenis in Matteus 20, help ons juis om hierdie verstaan beter te begryp, as ook om dit oop te breek as ons dalk miskien so dink in ons geloof. So kom ek lees vir ons Matteus 20 vers 1 tot 16. Die koninkryk van die hemel werk so. 'n Boer het vroeg een oggend werkers gaan huur om in sy wingerd te kom werk. Hy het met die werkers ooreengekom dat hulle die gangbare loon vir 'n dag se werk sal kry. Hy stuur dit toe na sy wingerd toe. So teen 9:00 die oggend is hy weer na die markplein toe en sien daar mans rond staan wat nog nie werk vir die dag gekry het nie. Hy nooi hulle toe ook. Julle kan ook in my wingerd gaan werk en ek sal sorg dat julle regverdig vergoed word. Hulle dit toe ook gaan doen. Die boere is teen 12:00 en 3:00 weer markplein toe en het dieselfde gedoen. Teen 5:00 is die boer weer markplein toe en kry ander wat nog daar sonder werk rond staan. Hy vra hulle toe, waarom staan julle die hele dag hier rond en werk julle nie? Wel, omdat niemand ons nog gehuur het nie, sê hulle. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy. Toe dit aand word, sê die boer vir sy voorman, gaan roep die werkers en betaal hulle. Betaal eers die wat laaste gehuur is, en dan die eerstes. Die werkers wat 5:00 gehuur is, het elkeen 1 silwerstuk gekry, die normale loon vir 'n dag se werk. Toe die wat eerste gehuur is aan die beurt kom, het hulle natuurlik gedink hulle gaan meer geld kry. Maar ook hulle het elkeen net 1 silwermuntstuk gekry. Hulle het hulle geld gevat, maar was baie ontevrede en het met die boer gekla. Die werkers wat laaste gehuur is, het maar net 1 uur gewerk en jy betaal hulle so waar dieselfde as vir ons, as wat ons die hele dag in die warm son geswoeg het. My liewe vriend, sê die boer,
ek het jou tog nie onregverdig behandel nie? Het ons nie aan die begin ooreengekom dat ek jou gangbare loon vir die dag se werk sal betaal nie? Vat nou jou geld en gaan. Ek wil graag vir hierdie laaste man wat ek gehuur het, net soveel gee as vir jou. Het ek nie die reg om met my geld te maak wat ek wil nie? Of is jy ongelukkig en vol van allerhande bose gedagtes, omdat ek goed is? Ja, so sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste. Die gelykenis, wat vir my so mooi gelykenis is, vertel vir ons natuurlik hoe die koninkryk van God werk. Die koninkryk van die hemel, soos Matteus dit sê. Nou as jy die gelykenis gelees, 'n grondeienaar gaan uit, en hy gaan kry werkers. Maar wat die werkers so uniek maak in hierdie gelykenis, is dat hy 9 uur weer uitgaan, hy gaan 12 uur weer uit, hy gaan 3, selfs 5 uur. Dan word die werksdag is amper verby. Daar's nog net 1 uur oor wat die laaste werkers kan werk. Nou, die mooi punt vir my in hierdie gedeelte is, of waar die mooiheid te begin kan ek sê, is dat die eienaar vir die werker 5 uur vra, werkers, waarom staan julle die dag net hier en werk julle nie? Hulle antwoord en sê, omdat niemand ons gehuur het nie. Hulle antwoord is nie, ag ek is lui, ek wil nie werk nie, of ek is nie eintlik lus nie, maar hulle wil werk, maar niemand het hulle al aangestel nie. En dan sê die goeie eienaar hier, gaan werk in my wingerd. So, wat gaan oor God se goedheid, want dis wat die einde van die teks vir ons sê, is al reeds sigbaar in die verhaal reg hier aan die begin. Die feit dat die eienaar uitgaan 9 uur, 12 uur, 3 uur, 5 uur. En dat hy die mense aanstel, dat die goeie eienaar, God hier natuurlik, alreeds vroeg uitgaan, maar herhaaldelik uitgaan. Hy is die soekende, openbarende, aktiverende God, wat reg deur die Bybel sigbaar is. Maar hier sien ons die eienaar begin alreeds hier waar hy uitgaan en waar hy mense gaan soek. Nou is die skok daar, ons kan nou die teks baie mooi gelees het. Nou kan jy dink, die ou wat 1 uur gewerk het, kry 'n hele dag se betaling. Hoe lekker sal die lewe wees as jy vir 1 uur se werk jou dag se salaris kry? Dis wat hier gebeur. So dis goedheid en oorvloed, wonderlik. Nou kan jy dink dat die een wat die langste gewerk het, dink, "Sjoe, okay, ek moet dalk nie verbarig wees en dit maal met 8 of 10 nie, maar gaan verseker meer kry want ek het baie meer gewerk as hy." Nou die teks sê dit vir ons baie mooi. Nou kom die man en hy kla selfs by die Here en sê, "Maar dit is mos nou onregverdig. Ons het die langste gewerk." Nou vir 'n oomblik moet ons onsself inlees in hierdie verhaal, want die woord van God is 'n spieël. Nou ons, en dalk is dit net ek, ons sien God se koninkryk en ons dink dat dit werk soos 'n balansstaat. Met ander woorde, wat jy insit, moet jy uitkry en die boeke moet balanseer. Die eienaar antwoord, "Maar ek het jou mos nie onregverdig hanteer nie. Hier is nie 'n balansstaat nie van wat jy insit kry jy uit nie. Nee, my genade, my goedheid lyk en werk anders." En nou sê hy so mooi, "Maar ek verstaan hoekom jy ontsteld nie. Ek het van die begin af ooreengekom dat ek jou gaan betaal vir 'n dag se werk. Nou betaal ek jou vir 'n dag se werk. Hoekom is jy ontsteld?" En dit is die skokkende deel van hierdie teks. Die man wat die hele dag gewerk het, wat ooreengekom is vir 'n dagloon se werk en hy word betaal vir dit, regverdig, is ontsteld van die eienaar se goedheid val op iemand anders. Hoekom kry daai persoon wat net 1 uur werk dieselfde as ek? Dit is mos nie regverdig nie. So, ons is iemand wat verskriklik dankbaar is as God se goedheid op ons neerval. Laat dit seën, laat dit reën. Maar wanneer daai selfde God, dieselfde goeie God, dieselfde goedheid van God, iemand anders bereik, veral iemand wat ons dalk dink dit nie verdien nie, dink ons, maar dit is ons nie regverdig nie. Dan protesteer ons, dan raak ons die werker wat die langste gewerk het. Sê, maar dit is dan ons nou onregverdig. So soms is ons kwaad vir God, nie omdat hy onregverdig is nie, maar ons is soms kwaad vir God, omdat hy goed is, en sy genade oorvloedig is, en dit pas nie in ons brein, ons verstaan van regverdigheid, van 'n balansstaat, van berekeninge nie.
Dit pas nie in ons brein in nie. Dit pas nie in ons, in Engels ons sê, we can't compute, ons kan dit nie begryp nie. En dan dink ons maar, hoekom ek vra en soek seëning en genade, ek voel ek kort meer, hoekom gee God dit vir hom, want ek voel dit nie verdien nie. Ek verdien dit, want ek werk al langer, ek glo al langer, ek is meer gelowig, ek is meer getrou. En dit is wat God wil hê, ons hier moet raak sien. God se goedheid werk nie soos 'n ry nie. Die eerste uit kom werk, en hy langs in die ry gestaan, so hy gaan eerste bedien word, en dan kan hy met ander woorde skep in oorvloed. Of het werk dalk soos 'n balansstaat, om te sê, ek het X gewerk, so ek soek X uit. Dit moet mooi balanseer, dis 'n wipplanke van God se koninkryk. En dit is dalk harde woorde hierdie, maar ek dink persoonlik, een van die grootste sondes van ons tyd vandag, is dat ons met geestelike entitlement sit. Nou, ons kom hier uit Pretoria uit, entitlement se groot ding. Elke tweede ouer, elke tweede kind dink hulle is entitled tot wat ook hulle wil hê. Die mense reis so op die paai, die mense werk so by die skole, die mense leef so. Maar ek kom agter, en miskien kan jy met my verskil, dat dit raak ook 'n geestelike entitlement. Goeie geestelike sousie oor dit, maar ons is getrou, ons woon Bybelstudie by, en ons is gedoop, en ons doen daai, en ons lees Bybel, en ons doen alles wat reg is, so ek is entitled tot hierdie seëning, tot hierdie genade, tot genade in oorvloed. Maar nou gebeur dit nie, en iemand anders kry dit, dink ons, maar dit is nie regverdig nie, ek verdien dit. Die persoon verdien dit nie. En dit is die dieper vraag, wat Matteus 20 vir ons vandag vra. Het ons begin dink God se goedheid is eers goed, wanneer dit my lewe in oorvloed, wil ek amper sê oorvloei, dan dit wat oor is, gaan oor na iemand anders toe, of ek is die een wat bepaal wanneer goed genoeg is, het ek God se koninkryk begin verwar met 'n sisteem of 'n stelsel wat net my voordeel. En dit gaan oor wat my baat, nie iemand anders nie. En dis die moeilikheid, die eerste werker is entitled. Hy sê, maar ek het vir meer gewerk, ek is entitled tot meer. Ons mag nooit in ons geloof daar raak nie. Ons mag nooit sê, ons geloof is 'n faktuur, haal hom uit ons sakke, sit op die tafel neer van God se koninkryk en sê, maar kyk wat het ek vir jou gedoen. Dis wat dalk hier gebeur, want die vorige hoofstuk, Matteus 19, lees ons wat Petrus sê, sjoe Here, maar ons het alles vir U opgeoffer. Daar was 'n ryk man wat nie sy geld daar op sy sit en Jesus volg nie, maar nou kom Petrus en sê, maar Here, ons het tog wel alles opgeoffer. Wat gaan met ons gebeur? Is ons nie entitled tot meer nie? Verwag ons nie meer nie? Moet U goedheid ons nie eerste bereik nie? Moet ons nie eerste geseën wees nie? Ons staan ons eerste in die ry. En ons het meer gedoen. So ons faktuur wat U vir U gee, is groter. Nou, ek dink dit dalk nou 'n bietjie aan, maar ek dink ons almal kan hopelik eerlik wees. En die woord van God kan dit vir ons wys om te sê, miskien is dit die waarheid in my geloofslewe. En dis die moeilikheid. As ons begin dien, nie uit geloof of verwondering en dankbaarheid van God nie, maar ons begin dien met 'n rekening in ons sak, en ons sê, hier is my faktuur vir my bediening, vir my diens wat ek lewer aan U, dan gaan ons in die moeilikheid wees. Nou die sleutel wat ek dink hier is ook, dat die eienaar self sê, Stefan het nou baie mooi vertaal natuurlik, maar die 83 vertaling om te sê, het jy 'n bose oog, nee, 'n slegte oog, omdat ek goed is. Die antieke tyd, the evil eye, was eintlik maar net as te ware, ek vertaal dit in my taal, om te sê, 'n slegte oog is, jy kyk na genade en jy begin dit tel. So, hoekom kry jy dit, ek is envious? Hoekom kry jy dit en nie ek nie? En dit is dalk die taal wat hier gebruik word, om te sê, hoekom kry hy meer? Hoekom, hy verdien dit nie, maar ek kry dit. En sodra ons met 'n bose oog begin genade tel en boekhou van God se genade en God se goedheid, dan raak ons oë en lewe boos, want ons kyk na die goedheid, maar ons tel dit en soek die bose daarachter en draai dit om en sê maar ons is entitled tot meer. Nou die moeilikheid is, ons kan so besig raak om te kyk waar God besig is om ander mense te seën, sy genade te ervaar, 'n goedheid te beleef, dat jy op 'n raak sien waar God alreeds vir jou ook goed was, geseën het en jy ontmoet het.
Ons kan so besig raak in ons eie lewe om ons op te meet en te vergelyk met iemand anders, dat ons vergeet, maar wat is my plek in hierdie wingerdtye? Wat beteken? Dit is net genade. Dis net genade dat die eienaar uitgestap het en my kom soek het, al werk ek langer. Dis net genade dat die eienaar die persoon kom soek het, daai persoon, almal wat in hierdie wingerd werk, is net genade. Omdat die eienaar, omdat God goed is en dit vir ons bekend maak. En ons nooi. So almal van ons is hier, nie uit verdienstheid nie. Dis uit genade. So God roep ons uit genade uit. En maak nie saak hoe die Here ons seën nie. Ons vertrou hom, ons staan in 'n verhouding met hom, om te weet wat dit is wat regverdig is. Want God is die goeie, regverdige God. En hy seën ons in oorvloed. Die verskil is dat ons dit maklik miskyk. Ons is dalk maklik om dit mis te kyk, want ons is entitled. Ons kyk na onsself, eerder as wat ons na buitentoe kyk en na God toe. So vandag genees God se goedheid ons manier van kyk. En dis ek dink die uitnodiging van die gelykenis en vir ons vandag. Ons moet nie ophou dien en dink ons moet ophou werk nie. Ons moet nog steeds getrou bly en besef dit is vanuit genade. Maar die uitnodiging is om vandag nuut te leer kyk. Die Here genees ons oog vandag, dat ons nie bose oë het nie. Genees die deel van ons wat tel en vergelyk as dit kom by geloof en genade en goedheid. Genees die deel van ons wat die goedheid verander as 'n bedreiging sien en sê maar dit is nie uit verdienste uit nie. Genees die deel van ons wat dink dat ons die Here skuld ons iets, omdat ons al lank gewerk het en ons bring die faktuur na die Here toe. Mag ons vandag beleef, alles is slegs genade. God se goedheid is nie 'n beperkte hoeveelheid of daar's 'n beperkte hoeveelheid voorraad. En as dit eers opgebruik is na iemand anders toe, het ek niks meer nie. Nee, die goeie, genadige, liefdevolle God het in oorvloed. Mag ons dit begin raak en mag ons hemelse oë hê om raak te sien is net genade. Die goeie God wat van die begin af ons uitsoek, ons roep, dis net genade. Al as ons 'n voorreg het om in die wingerd van die koninkryk te werk, dis net genade. Die vergoeding wat die Here vir ons gee, die goedheid wat hy vir ons beleef, dis net genade. Mag ons vandag hier uitstap en daai goedheid beleef, weet ons verdrink as te ware van die goedheid van God. Op 'n vergelyk mag ons oë genees, of die Here ons oë genees, en mag ons in hierdie goedheid, met 'n oog van genade, ook 'n lewe van dankbaarheid leef met die Here. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die woord oop te maak, en te weet, U is 'n goeie, genadige God. 'n God wat in oorvloed gee. U oordeel nie, die feit dat U na ons toe uitgereik het en aan ons dink is net genade. Die feit dat U vir ons aan die kruis gesterf het, al verdien ons die dood, is net genade. Laat ons in daai genade leef, optree, en laat ons ophou genade tel. Laat ons ophou goedheid tel. Laat ons ophou genade en goedheid vergelyk met ander mense in ons lewe. Laat ons ophou dink ons is entitled tot meer, want ons doen meer en ons gee meer vir U. Maar laat ons in hierdie verhouding wat ons met U staan in genade, staan in dankbaarheid. Dit is als te dank aan U. En U wat vir ons gesterf het aan die kruis, deur Jesus Christus, en God se goedheid wat U gestuur het, wat ons hier kan staan en kan sê dankie. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Baie bedankie dat jy saam gereis het en ingeskakel het. Sien mekaar in 'n volgende geleentheid. Totsiens. Wat 'n lekkerte om so te kan luister na die woord te kan hoor en uitgedaag te word. En die belangrike natuurlik is nou, wat gaan ons hiermee maak? Die hande en voete van die woord. Soos ek en Stefan altyd sê, dis 'n kyk en doen bediening. Dis nie net kyk en luister en doen niks nie, want geloof moet oorgaan tot dade. En dankie ook dat jy ook ons bediening ondersteun, wat die Here se bediening is, dit moontlik maak, dat dit landwyd en wêreldwyd kan versprei. Dankie vir jou finansiële ondersteuning, dankie vir jou gebede, dankie vir jou aanmoediging. En ons wil regtig vir jou aanmoedig,
versprei hierdie asseblief. Kom ons kry die woord by meer mense uit. Dit is ons hart. Dit is die hart van Ritme. Die woord by soveel mense as moontlik. En die week is al reeds vir my lekker om te langs Johan Smit, my vriend, kan staan, maar mag jou week ook lekker wees.